Vandag gesels ons oor 'n onderwerp wat vir baie gesinne emosioneel en uitdagend is. Hoe om kinders tydens 'n egskeiding te hanteer. Die kinderberaader wat spesialiseer in spel- en perde-gesentreerde terapie, Dr. Kirsten de Tooy, deel vandag praktiese toepasbare wenke oor hoe ouers hulle kinders se emosionele welstand eerste kan stel. Welkom terug hier by ons, Dr. Dankie, Kirsten. Elsa. Goed, hoe en wanneer behoort ouers vir kinders te sê dat hulle gaan skei en maak die kind se ouderdom 'n verskil? Weet jy, ek dink dit is 'n baie belangrike tema daarom gou te antwoord. Ek dink sodra ouers besluit het hulle skei en die omstandighede is nie meer goed in die huis nie en veral as daar 'n konfliksituasie ook nog is tussen hierdie ouers, is dit 'n baie belangrik besluit om dan te sê mamma en pappa gaan skei. En hoe hulle moet sê hulle skei. Ons sê altyd ons werk in spelterapie met probleemoplossende gedrag by kinders om hulle tools te leer. Om nou vir hulle te kan sê pappa, mamma het nie 'n plan, kon nie 'n plan maak om getrou te bly nie, is nie eintlik die regte raad nie. So ons sê altyd maar 'n praktiese idee is om te sê hulle twee se legkaartstukkies pas nie meer by mekaar nie. En as gevolg van dit kan hulle twee nie 'n plannetjie maak om dit by mekaar in te druk nie. Maar ons sê nie vir hulle die idee van jy kon nie 'n plan maak nie om nie meer getrou te wees nie. So wanneer en hoe om dit vir hulle te verduidelik is baie 'n belangrike tema en ook om te kan sê sodra die konfliksituasies te erg raak, dan is dit maar 'n tyd om vir die kinders te sê, want kinders is baie sensitief en hulle tel baie vinnig op as daar konflik is by ouers. En ek dink dit is nogal vir my 'n belangrike punt, want ek dink baie mense onderskat dit soms. Goed, nou ek meen wanneer 'n mens kyk na iets soos 'n ouer wat miskien uit die huis uit moet trek. Ek dink dis 'n ander kwessie waar 'n mens wonder, wanneer is dit die regte tyd om daai te kommunikeer en hoe besluit 'n mens watter ouer dit moet wees? Ja, ek dink daar sit ook om aan te vul met die vorige vraagie Elsa, gaan dit maar vir my daaroor om te sê mense moet gaan kyk waar gaan die kinders primêr woon. Ons probeer altyd 'n kind soveel as moontlik minder te ontwrig om hulle te skuif uit 'n huis uit. So as die primêre ouer 'n mamma sou wees of die pappa en hulle is in daai huis om hulle in daai huis te hou en dat die ander ouer dan nou 'n nuwe blyplekkie kry. So ons probeer altyd maar die raad en die leiding rondom dit te gee en ook om weer eens wat ons later kan oor praat is hoe om hulle te voor te berei, hoe om dit te doen, hoe om dit prakties vir hulle te verduidelik. Ja. Ek wil net terugkom na 'n ander vraag toe. Maak die kind se ouderdom werklik 'n verskil? Weet jy, ek dink ons kleinere kinders onder die ouderdom van 8 jaar oud verstaan nie regtig afstand en tyd nie en fantasie en realiteit nie. So onder die ouderdom van 8 probeer ons in spelterapie sou die ouers die kinders bring vir terapie om hulle te begelei deur 'n egskeidingsproses. Dan help ons hulle daardeur om dit makliker praktieser te verstaan. Maar onder 'n ouderdom, ek wil amper vir jou sê onder 5, wanneer onafhanklikheid nog nie ingetree het nie, verstaan 'n kleinkind nie eintlik nie. Maar mens moet met hulle kommunikeer. Ek glo in absolute eerlikheid om te kan sê 'n pappa en 'n mamma gaan nou in 2 verskillende huisies bly. So ons gebruik nie gewoonlik die term skei nie of nie meer lief vir mekaar nie, maar ons gaan in 2 verskillende huisies bly dat ons hartjies en ons as 'n span kan saamwerk. Goed, nou kom ons by iets soos huisreëls. Ja. Hoe moet ouers dit hanteer wanneer kinders tussen 2 verskillende huise beweeg? Baie belangrike aspek. Ek dink dit is waarop ek die meeste raad gee in ons terapieproses. Ja. Ons sê altyd vir ouers, onthou, julle bly 2 verskillende individuele persone. So daar gaan met tye wees wat daar absolute huisreëls gaan verskil en dissipline gaan verskil, veral indien daar 'n ander party in die persoon se lewe is. So wat baie belangrik is, ons probeer 'n sambreel van reëls te kry dat waar moontlik die roetine dieselfde bly. 'n Eetroetine, 'n slaaproetine, maar in elke ouerhuis maak ek gewoonlik met hulle 'n plakkaat wat ons vir die ouers kan sê in hierdie huis is dit pappa se dakkie se prentjie of mamma se dakkie se prentjie, ons huis se prentjie. En dan respekteer jy so die ander ouer indien die kind terugkom na 'n naweek en sê, "Maar by my pappa kry ek 3 koekies." En dan kan jy sê ek gee nie om nie, dis pappa se reëls met sy 3 koekies, maar in hierdie huis kan ons 5 koekies kry. So ek dink baie belangrik is respekteer mekaar se grense, respekteer mekaar se reëls, want onthou 'n kind gaan altyd 'n mamma en 'n pappa of 'n ouer wil tevrede stel. So die huisreëls is belangrik. Ja, en ek dink dis gewoonlik waar die grootste konflik dan begin ontstaan. Absoluut, absoluut. Goed, dan wil ek ook uitkom by iets soos oupas en oumas. Hoe sê jy die rol van hulle tydens 'n egskeiding beskryf? Ek dink dit is ook 'n baie swaar rol vir die oupas en die oumas, want onthou hulle is nou daar om te glo hulle het hulle kleinkinders vir die res van hulle lewe. En ongelukkig met baie hoë konflikgevalle het ek dit al gesien, sekere oupas of oumas word ook geskuif as gevolg van die een ouer se konfliksituasie. So baie belangrike rol daar. Ons moet vir die ouers kan sê, dit is nie die oupa en die ouma se keuse gewees, dit was hulle keuse, maar familieverhoudings en respek moet nog daar wees. So dieselfde wat ons die huisreëls deurwerk met 'n pappa en 'n mamma wat skei of ouers wat skei, moet ons definitief ook gaan kyk na die rol van oupas en oumas om hulle betrokke te hou. Dr. Kirsten, wat word as gesonde kontaktye tussen ouers beskou?
Weet jy, ek dink ons meeste kinderhowe is maar terug weer op 'n primêre residensie vir ouers om vir kinders een huis te gee, een adres te gee. Daar is nog wel ouers wat gedeelde toesig kry, 50-50, maar oor die algemeen is dit maar weer terug op die ou tradisionele manier van elke tweede naweek en 'n keer 'n week 'n oorslaap of 'n kontakbesoek. Ek is baie pro daarvan om vir een ouer te kan sê ek wil jou kind weghou van jou nie, maar ons moet vir 'n kinders ook rotine gee. En onthou die lewe gaan oor 'n keuse. Die lewe het gebeur. So daar gaan iewers 'n ouer wees as sy kind minder gaan sien as die ander, as die ander ouer. So gesonde kontak vir my sou ek sê as dit op die tradisionele manier is, maar elke tweede naweek alternatieweek hulle 'n naweek en dan 'n midweek kontak, want dit is te lank vir 'n kind om vir 'n 7 dae nie 'n ouer te kan sien nie. Dis net te lank. Absoluut. Hoe kan ouers kinders fisies en emosioneel vir die afwisseling tussen die verskillende huise voorberei? Ek dink baie belangrik daar ook Elsa is ek het 'n baie praktiese metode wat ek met ouers deurwerk in my terapieproses met slaapieboksies wat ons maak. Onthou 'n kind het 'n 3-dimensionele brein of wat baie hoog funksioneer tot op die ouderdom 8 jaar oud. So voor dit wat ek nou gesê het, verstaan hulle nie afstand en tyd nie, glad nie. So deur om 'n fisiese plakkaat met hulle te maak met boksies, slaapieboksies wat hulle oopmaak in die oggende, tel hulle die slaapies af om te weet wanneer is dit 'n pappa daggie, wanneer is dit 'n mamma daggie. So 'n praktiese voorbereiding, 'n kalender wat hulle kan maak, want om vir hulle te gaan sê oor 3 slaapies, hulle gaan nie verstaan nie, want hulle het nie die idee van die tyd en die afstand nie. So ek dink praktiese voorbereiding aan beide ouers se kant, want dan gaan dit daai kind emosioneel sterker maak en dit gaan die kind voorberei dat daai erge skeiingsangs nie voorkom nie, want dis nou weer 'n ander aspek wat ons weer baie kry by die kindertjies. Goed, ek wil vir 'n oomblik stil staan by die feit dat jy vroeër verwys het na wanneer daar miskien 'n nuwe lewensmaat in een van die ouers se lewens is of dalk in albei se lewens is. Hoe moet 'n mens te werk gaan om 'n kind daarvoor voor te berei? Ons sê altyd dit hang nou maar af van elke unieke situasie by die gesin, né? Ja. As dit is dat daar 'n betrokkenheid was al in die huwelik en die kinders weet daarvan, dan is dit nou maar so. Maar gewoonlik as kinders nog nie weet en daar was nog nie blootstelling nie, gee ons eers daai rouproses tyd dat die kinders moet aanpas tussen 'n pappa en 'n mamma se egskeiding dat hulle uitmekaar uit is. Maar deur dit is dit ook 'n belangrike voorbereiding, maar niemand kan 'n waarborg gee op die lewe nie, Elsa. Niemand kan sê wanneer is jy reg vir 'n tweede persoon in jou lewe nie. Dit is die lewe en jy gaan dit moet vertrou. Maar wanneer ons 'n blootstelling gee, dan hou ons van 'n voorbereiding net eers as in 'n sosiale groep, 'n kuier saam met die ouer, en dan stelselmatig die ouer bloot te stel aan die kindertjies. Ja. Ek dink as ek ons gesprek moet opsom, sou ek sê dit kom alles neer op goeie kommunikasie, Dr. Kirsten. Baie dankie dat jy vanoggend weer 'n draai by ons kom maak het. Goed, nou dis byna tyd om die sportveld aan te durf. So ons is binnekort weer terug. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning en onthou dat jy ook 'n draai op ons YouTube kanaal kan gaan maak om weer na hierdie gesprekke te kyk.